Hier so aan die enetjie wat ons kleiner is. Hier is hulle nog omtrent ewe lank. Ja, ja. Maar ik hou van nou, dat ik ook Van waar kom hierdie tas? Van jou pa. hierdie een keer. Daai, dis nou trek. Sien jy? Hierdie een ek van daai. Ja. Dit is net goed. Jasper, hier staan die groot kinders. Pas op hier, en nie mag. Dat is leuk dan. Maar, misschien moet ik elke dag wat twee mensen elkaar 50 jaar lang sien, die nie 50 jaar ken, maar 50 jaar beter met mekaar. So, ons is baie voorreg ook as kinders vanaand saam met hulle hierdie aand kan geniet. En dan baie dankie vir almal van julle as vriende wat ook spesiaal tyd gemaak het om hier te wees. Ek het 'n paar mense wat ek spesifiek wil bedank. Die eerste is groot verwelkoming aan ons moderator, pastoor en Mary van Deventer. Ons gee hom 'n groot hand vir verwelkoming.
pastoor in Salome Berentjie, ons julle aan. En dan, my pa was eie herderspaar, en die pastoor van die plaaslike gemeente wat so goed was om die aantal vir ons beskikbaar te neem, pastoor Dani en Becky en Maria. En dan is 'n mens maar uiteindelik die resultaat van al die mense wat jy hierdie jaar ontmoet het, en wat in jou lewe gebou het, en jy in hulle lewe gebou het. En ek weet, mense wat 'n besonderse impak op ons lewe as gesin gehad het, maar ook in besonder my pa en sy bediening, is sy vriende van die ou Erosaal gemeente en al die mense van die Erosaal gemeente wat vanaand saam met ons hier is, ons daar baie hartlik welkom hier om ons gee hulle groot aandag. Met aan die skyn, ons biede, ek en sy seun het, sy seun se skuld, ek was die onskuldige ook nie, maar mense wat gebreed, vrylik gespeel, en syke dinge, bly maar ook nie tegen vanavond, bly as mense van die jare, syke vriendskap opgooi, en van vanavond sou nie wees, as jy ommaak. En dan onder die paas nieuwe vriende, wat van my huisvesting verkeerd, en te sien aan gemeente, door al die gemeentelede wat vanavond saam was, en dan, die kinders en die aangetrouwde kinders en dan die nieuwe toekomst en dan die ouers van die kinders, van die toekomstige kinders, ons is weg en dan die voorrecht, ons is weg om vanavond hier te kan wees. Ek denk dat dit ook nie te aangeloosde denken, maar nie net vier ons vanavond die 50ste huwelik herdenken van twee persone wat mekaar baie jare terug, 50 jaar gelede, ontmoet het. En sy was die oudste van haar gesin, hy was die jongste van sy gesin. En mekaar begin en baie jare later is ons hier om hier aan te vier. Maar ook by hierdie maand, hoornaal ons die gewone familie het ons in die onlangse maand twee nieuwe toevoegings gehad, waar die jongste van die eie kinders sy jongste gehad het, die Wouter en Hilse baie geluk in julle nieuwe dingetjie hulle aan. En die oudste kleinkind het sy oudste kind op, en vandag Pietertjie en baas Pietertjie hulle daarachter, en baie geluk by jou wil. So, ek was recht op gestrip op na die inkom, en ek sien hierdie, dit skep so 'n lekker oudtydse plaas atmosfeer, en ek wil vir my sister Marie, wat die brein achter die hele ding was, en al wat dat help, het kom ons die waarde jy sien, ons het het al gesien by die huis, maar dis die eerste keer wat ek nou die impak daarin kry, die waardering die dat achter elke artikel is daar story. Ek kom gedink aan hierdie story van die ou wat in sy beginjare, die sikkel ons maar in die beginjare, as jy nou huis opsit, die eerste kind is daar, nie nooit vertel vir alles nie. En die eerste kleinkie, besigheid te doen, en die man van die kind opwas, en sy kom terug en sê, maar dis ander kind hierdie, en dan anders skootkarrie, en sy sê, nou, dis was nie ons kind, en sy sê, sy beter skootkarrie. En dan, as mens soveel jare by mekaar is, ek weet nie van ander mans nie, maar ek het altyd die probleem, wat gee vir jou vrou op haar huweliksherdenking? Jy wil daai probleem weghaal. En ek het 'n baie goeie advies gekry van een ou wat hulle vra van hom op sy 40ste herdenking. Wat dis die eerste herdenking, die vriend sê vir hom, wat gaan jy doen? Hy sê ek vat my vrou Mauritius. Hy sê dis 'n wonderlike geskenk en wat is iets groots daai? En wat gaan jy dan doen? Wat gaan jy doen om daarna te verbeter wanneer jy jou 50ste herdenking vier? Hy sê die nasie kan seker maar weer gaan haal. So, ons gaan die aand lekker saam geniet. Ek wil graag by hierdie geleentheid vir pastoor Maria vra, om dan net vir ons die seëndiens en dan sommer op die tafelgebed te doen, dat ons dadelik in iets lees, ons moet gebed, pastoor Maria. Kus Maria. Vader, familie, vriende, collega's, dat vrienden ons specialiseer wakker Maria, maar Vader Maria is tot die plaats. Die is so formeel is, dat ek nou altijd in dit ander pastoor gebed. Dit is my voorrecht om seënwense vraag aan die hulle toe te wens. Ek is ook gesigtig wees, want ek het
sê mag daar in julle lewe baie dinge wees wat bewys dat Jesus Christus julle in staat stel om alles te doen wat hy wil hê. Want dit sal aan God die eer gee en mense sal hom aanbeveel. En ek dink as ons terugkyk oor hierdie 50 jaar wat verby is, dan is daar verseker 'n klomp dinge wat bewys het dat Jesus Christus julle in staat gestel het om te kom waar julle vandag is. En dan is dit maklik om vorentoe te kyk en te sê dat hy geen twyfel het dat omdat julle geloof en vertroue in die Here is, dat hy julle ook sal in staat stel om dit te doen wat hy wil hê. En dan is het so wonderlik wanneer hy sê dat mense sal aan God die eer gee en sal hom dan verplaas. En vanavond kan ons hier seker dat saam met julle die Here eerstens die eer gee vir al sy goedheid, al sy genade, al sy liefde. En kan ons ook as gelowiges vorentoe kyk en vir mekaar sê ons weet dat hy ook die Here vir ons verplaas. En ons as besonder as kinders, maar ook as familie en vriende vanaand, die wens vir julle ook 'n geseënde en 'n mooi dag vir julle. Hou vas aan dit wat julle van liefde verdien. En die Here ook vir julle sal dra. Ek wil afsluit voor ek gaan bid met 'n woordjie wat ons lief is om te sing of te gesing het en soms nog sing, maar ek weet dit is lief vir die woordjie. Geseën sal wees in die stad, geseën sal wees in die veld, geseën is die werk van my hande, my eiendom en al my geld, geseën sal ek wees in die uitgang, geseën sal ek wees by die huis, net waar ek gaan sal die Here genade aan my bewys. Maar dan dink ek die tweede vers, is die kern van die eerste vers, wanneer hy sê, ek is nou eenmaal die geseënde van die Here, saam met Jesus Christus het hy alles vir my gegee. My ore wil nou luister na elke woord wat hy my leer, en ek wil net elke dag wandel in sy leer. Ons gebed is dat die Here vir die rykheid van seën. Ja, verseker wil ons dink aan tye wat in die verlede is en dan hartseer raak as ons dink aan moeilike tye. Maar ons hoop nie ook vir mooi tye en wanneer ons die moeilike en die maklik by mekaar sit, dan sien ons die hand en die plan en die wil van God in ons lewe. En Here, verseker dat ons vanaand lag en gesels en mekaar geniet en dink aan alles wat rondom ons gebeur. Maar verseker wil ons ook vir 'n oombliekie stil raak en vir U al die lof en al die eer gee. Dankie Here vir twee mense wat U tot hier toe geseën het. Vir twee mense wat nie maar net geleef het tot hier toe nie, maar wat geleef het tot eer vir U naam. Twee mense wat ten volle self uitgeleef het rondom U en U woord en mense wat U vir hulle gegee het. Kinders wat U vir hulle gegee het. En daarvoor wil ons U vanaand loof. Dit kon soveel anders gewees, maar dit is nie. En daarom moet ons ons dankie vra. Ek kom by ons nou nie aan U toe vir die pad voor, Here, dat U hulle ryklik saam. Ook, kan nie altyd, ek weet jy voel nooit ouer nie, maar tog as ons so na die uiterlike kyk, dan staan jou merke maar daar. En die klein dogtertjie sit op haar oupa se skoot en sy speel so en dan voel sy so oor sy baard en sy plooitjies en sy sê, oupa, die been is jou gemaak. Hy sê, ja, maar jy moet onthou, dit was al lang gelede. En dan voel sy so oor sy gesig, dan voel sy so oor haar gesig. En sê, die been is my ook gemaak. Hy sê, ja, maar jy moet onthou, dit was nou onlangs. Sy voel weer so oor sy gesig, en sy voel oor haar gesig, sy raak om net beter, ne? En jy weet so, formeel dat jy so recht as die kollekte opneem. Dat die sienkie sit so in die kerk en hy sien hier kom die diakens en die gang nie af met die kollekte bordjie. Hy staan soms in sy ma en sê, moet vir my betaal nie, ek is nog onder 6. Ons is nou klaar met al die pastore, nou gaan ons met die Christene begin. Ja, ek wil graag by hierdie geleentheid Henny, my moetie, vra om te kom en ietsie te sê namens ons as die kinders. En ons wil kom ook baie dankie sê vir hom en self, waar my ouers tans by hulle in die perseel thuis gaan, en dankie vir Maria en Ernst hulle wat okay, sorry, ek is hier mekaar in die Hennies, so baie Hennies is op. Goed, dit wil voordat vir die kinders kom, oom Hennie Kotse, dis reg, ek weilig. Oom Hennie Kotse, ons kom baie jaar, ek
onthou ek het net skool gegaan tot in Dalton, en een van my eerste maatjies wat ek gemaak het was Jaapie Pols oor die seun. Want hulle het net so 'n blokperk van dieselfde straat afgebly en as die mense sê pastore se kinders is stout, wat ek natuurlik betwis, dan moet julle verstaan, dit is ons geen ander keuse nie, ons moet met die gemeente se kinders speel. Kom nie, hoor ek van jou. Dis die ons ken mekaar baie jaar. So was hy al die jare wat ons saam was, dieselfde persoon. Hy het nooit afgewyk nie. Ek het baie gesê, het lyk vir my pastoor Kluge kan nooit kwaad. Daar kan gebeur wat wil, maar jy sien hom nie dat hy kwaad. Ek het al gesien, hoe hy gesukkel met die wielonderweg. Maar ek het hom nie gehelp, want hy het hom aangehou en hy het hom recht gekry. Hy was vir ons 'n voorbeeld geweest. Al die jare wat ons daarna by mekaar gebring. My kinders het 'n groot respek vir pastoor Kluge. Hulle sal nooit sê pastoor Kluge is nie die pastoor wat ons ken. Hy is altyd dieselfde. Ja. Hy is ook nooit anders te kry nie. Hy staan in die saak van die Here. Inderdaad, gepraat is oor die dinge van die Here. Dan is pastoor Kluge die pastoor wat baie respek het. Vir my is dit vanaand 'n voorreg om vir pastoor en suster Kluge sê die Here is goeie te goed saam met ons. Ons kyk uit die eer, die lof, die dank en die aanbidding van ons aan. Pastoor, ek wens jou baie jare nog toe, dat ons saam die Here kan doen. En die maak kan nie hierdie bakleiereis doen, nader aan wil, sy sien jou kans om vir hulle net 'n lesiekie in hierdie situasie te leer. En sy sê, Janie Pietie, kom stil met jou. Julle moet leer om soos Jesus te wees. As Jesus nou hier was, dan sou hy vir sy boetie gesê het, jy kan die eerste pannekoek kry. En Janie draai na sy boetie toe en hy sê, okay, jy kan Jesus wees. Hoor ek vir jy nie my boetie vra om te kom en namens die sy broers en suster ietsie te sê. Ek het ouliks gesien wat hulle kinders dat opstel en skryf te sê, hoe sien jy jou pa en hoe sien jy jou ma? So hierdie is nou hierdie oog van 'n kind. Wat is 'n pa? Pa's werk baie hard en het baie papiergeld. Pa's hou baie van TV kyk op Saterdag. Pa's wil slaap op Sondag. Pa's maak braaivleis vir kos en is sterk en sê hulle is die baas. Pa's het visstokke grawe en baie ander goed in die garage en hulle vee nie uit of stof af nie. Pa's lees as hulle kamer verlaat. Pa's hou van tannies wat nie geld het vir klere nie en net kostuums dra. Pa's gee 'n hartpak as ma so sê. Pa's gaan op vakansie en vat ma's en kinders altyd saam. Hulle krap hulle gesigte skoon, maar dit word vol hare as hulle slaap. Pa's werk altyd as kinders iets wil doen en het baie werk vir kinders. Ma's het ook baie werk vir pa's.
Pa's is kwaai, maar hulle is bang vir ma's. En wat is 'n ma deur die oë van 'n kind? Ma's is baie mooi. Hulle kleer hulle gesigte in. Ma's lees vir mens stories. Ma's kan goed sien. As jy klaar gebad het, sien hulle dis nog vuil agter jou ore. As jy stout is, sien hulle deur 'n muur en vra wat jy alweer doen. Hulle maak groente vir kos en ons kry lekker pudding as ons alles opeet. Ma's moet baie slim wees, want ons juffrouens gee vir ons huiswerk, dan doen ons ma's dit. Ma's vat kinders skool toe en soen hulle voor ander kinders en tannies. Ma's is altyd laat en sê kinders moet gou maak. As jy siek is, pas ma's jou op. Ma's het baie geld vir tomatiesous, peanut butter, seep en tandekaste, koffie en pap, maar net bietjie geld vir sweets. Ma's sê altyd hulle het nie geld nie, maar dan koop hulle 'n trolly vol goeders. Ma's hou van winkels waar mense net 'n papiertjie teken, want dan hoef jy nie te betaal nie. Ma's sê altyd hulle spet as hulle ou klere aantrek. Nuwe klere pas net reg as hulle maak. Ma's is baie versigtig. Hulle sê altyd pas op vir die karre en sluit al die deure. Hulle is bang vir krieke en jaag die hond van die bed af. Ma's is baie fliks. Hulle maak hulle nog vinnig kos op voordat pa's kom. Ma's gaan eendag hemel toe want hulle bid baie en ken alles van liewe Jesus. Ek is baie lief vir ma's. Ons wil maar as kinders sê ons is baie lief vir ma en pa en baie nie ietsie na ons kinders sê. Dis daar, dit is skryf. Ja, baie dankie aan ons kinders. Ons wil baie dankie sê vir die voorbeelde wat ons gestel het. Die belangrikste en kosbaarste ding wat hulle vir ons as kinders geleer het, is om die Here te dien en te leer lief te wees. Dankie dat julle dit doen, die woorde gedoen het, dat julle dit ons echt geleer het. En ons saam met julle die 50ste verjaarsdag julle huwelik kan herdenk. Dit is vir ons as kinders baie groot voorreg en net op baie dankie wat as gevolg van julle die toewyding aan die Here dat ons vandag op die kerk gekoop en dis 'n besondere voorreg as ons aan dink dat nie een van ons kinders of van ons gesinne dat een van ons tot op hierdie stadium deur die dood geraak is nie, dat ons almal 'n goeie gesondheid geniet en dat ons almal lief is vir die Here. En dit is 'n besondere voorreg en dat ons ook as familie mekaar baie lief vir die weg kom en lief is vir mekaar. En ek glo en besef dat dit is as gevolg van julle toewyding en die Here wat julle kan leer dat ons as kinders en julle baie dankie sê. So tot die gaste, dis die CD uitgebring het en ons glo dat dit is gevolg van inspirasie wat julle in julle kry. Waarom ken jy nie? Die opstel van die zaan. Dit is een basis. Hierdie moet nou ongelukkig in Engels lees, maar ons kyk nou, ons gaan nou een van die klein kinders praat iets gesê, maar wat hulle vir kinders so televisie dan vra hulle vra. Die 6-7 jaar oud, weet ek hulle van 'n program wat kyk nie. Small talk, dan kom hulle spontaan antwoorde. So ma's kyk baie TV. How can a stranger tell if two people are married? We say Derek, wat 8 jaar oud is. You might have to guess based on whether they seem to be yelling at the same kids. What do you think your mom and dad have in common? We say Laurie, 8 jaar oud. Both don't want any more kids. Well, what do most people do on a date? We said een meisiekie, dates are for having fun and people should use them to get to know each other. Even boys have something to say if you listen long enough. Say wat 8 jaar oud.
Ander enetjie wat 10 jaar oud was sê, on the first date, they just tell each other lies and that usually gets them interested enough to go for a second date. Vra hulle, when is it okay to kiss someone? Toe sê die meisiekie wat 7 jaar oud is, when they reach. Ander enetjie sê, the rule goes like this, if you kiss someone and you should marry them and have kids with them, it's the right thing to do. Oukie was 8 jaar oud. Vra, is it better to be single or married? Toe sê die meisiekie van 9 jaar oud. It is better for girls to be single, but not for boys. Boys need someone to clean up after them. Vra hulle, how would the world be different if people didn't get married? Toe sê die oukie van 8 jaar oud. There sure would be a lot of kids to explain, won't they? En dan sê die laaste een is, how would you make a marriage work? Toe sê die oukie van 10 jaar oud. Tell your wife that she looks pretty, even if she looks like a truck. So, hier wil ek vir die kleinkind, die oudste kleinkind, Pieter vra. En ek weet is ook 'n baie spesiale geleentheid vir hulle, en net na sy gesprek gaan ons dan ook vir my pa die geleentheid gee om hulle jongste enetjie toe te wy aan die Here. Pieter. Nou, die baba in my hande is nie my eie kind, maar dis my ouma is die jongste kleinkind en ek is die oudste. En een ding wat ek van my ouma kan sê is, sy slaap baie min. Die rede vir dit, sy het so baie kinders en kleinkinders waarvoor sy moet bid, en dis een ding my ouma kan bid. En dan my oupa, die ding wat ek van my oupa kan sê is, hy is sagmoedig. Ek het partykeer gedink, die pa daai geaardheid gehad. Dit nog jou les wees. So, ek kan werklik dit sê, my ouma en my oupa was vir ons almal, ons kinders, kleinkinders, en ek glo ook die agterkleinkind wat nou daar is, was nog altyd weer 'n fantastiese voorbeeld en 'n werklike Christelike voorbeeld. Hulle lewe werklik soos wat die Bybel sê 'n mens moet lewe. En ek wil net op die stadium vir my oupa vra of hy dan ons kind sal toewy aan die Here. Want hy is oupa grootjie. Dit is baie groot voorreg en hierdie geleentheid om hierdie eerste kleinkind dit terwy, agterkleinkind dit terwy aan die Here. En daarom is ons so dankbaar dat Pieter en ek om hierdie geleentheid nog 'n groter geleentheid gemaak het en ons verlang daarna uitgekyk. Dat daar 'n agterkleinkind sal kom en ons is so dankbaar aan die Here dat dit ons beskore is om hierdie pragtige kleinkind van hulle aan die Here toe te wy. Ek voel dan net teksien te lees wat baie bekend is by ons, en dit is bewys dat ons doen wat die Here se woord vir ons sê om te doen. In Markus 10 lees ons net van vers 13 af saam. En hulle het kindertjies na hom gebring, dat hy hulle kon aanraak. En die disippels het die wat hulle gebring het, bestraf. Maar toe Jezus dit sien, het hy hulle dit baie kwaadlik geneem en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom, en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar, ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God is, soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën. En dit dan vir my
as oupa Grootjie en ouma Grootjie van ons 'n geweldige groot seën en voorreg om by hierdie besondere aand klein Jolien aan die Here toe te wy. Ek kan net sê dat dit was 'n baie moeilike geboorte wat Jackie gehad het en sy het sommer vir ons vir baie ure op die knieë gehad totdat sy gebore is en ek is so dankbaar dat asof dit sommer nog 'n ekstra band gebring het tussen ons om ons bed saam te hou. Almagtige en ewige God en Hemelvader, ek bring vir Jolien na U toe in hierdie geleentheid. En Here, ons is so dankbaar dat U, toe U op aarde was, 'n groot belangstelling en 'n groot liefde aan die kindertjies bewys het. En dat U gesê het aan die sulke behoort die koninkryk van God. En ons is dan so dankbaar dat ons vir klein Jolien na U toe kan bring. Here, ek vra dat U beskermende hand oor haar sal wees. Ek bid dat U haar sal bystaan wanneer sy groot word, dat sy in die vrese van die Here sal opgroei en dat sy as sy groot word tot eer en verheerliking van U naam gebruik mag word. Dankie vir Pieter en vir Jackie, Here, wat U geseën het met hierdie pragtige klein ding en ons bid dat U vir hulle altyd goddelike wysheid sal gee om vir haar op te voed in die vrese van die Here, dat U vir hulle altyd gesondheid, krag en wysheid sal gee vir alles wat nodig is. En aan U wil ons dan al die lof, al die dank en al die prys toebring. Ons vra dit in die naam van Jesus en ons dank U daarvoor. Laat ek julle inlig hoe ek dit hanteer. Toe ek 'n tyd gelede my werk as konsultant verloor het ek 'n afleggingspakket vir vroeë aftrede ontvang. Dit was toe nodig dat Bets permanente werk is aanvaar, nie net om die pot aan die kook te hou nie, maar ons het dit ook nodig gehad vir die mediese voordele. Sy was 'n opgeleide mediese transkripsieskrywer toe ons 28 jaar gelede ontmoet het en sy was baie gelukkig om nou weer 'n soortgelyke werk te kry. Kort nadat sy weer begin werk het ek agtergekom dat ouderdom haar begin inhaal. Ek kom gewoonlik vanaf my visvang of klub dieselfde tyd huis toe as wat sy van die werk af kom. Alhoewel sy weet dat ek dan honger is, sal sy amper altyd sê dat sy dan moeg is en eers 'n halfuur of so met rus voordat sy begin om die aandete voor te berei. Ek probeer nie maar te vermaan wanneer dit gebeur nie. Inteendeel sê ek vir haar dat sy maar haar tyd kan gebruik. Ek verstaan dat sy nie meer so jonk as van tevore is nie. Ek vra haar net om my wakker te maak wanneer die kos op die tafel is. Vroeger het sy die skoolgoed ook onmiddellik na ete gewas. Dit is nou egter nie meer altyd die geval nie. En soms is die skoolgoed nog vir ure na ete op die tafel. Ek bring ook my kant deur haar telke male gedurende die aand te herinner dat die borde nie hulle self sal was nie. Ek weet dat sy dit waardeer, aangesien ek sien dat dit werk en dat sy tog die skoolgoed voor slapenstyd was. Ons wasmasjien en droër is onder in die kelder. Toe sy jonger was, kon Bets verskeie kere per dag die trappe op en af klim sonder om moeg te word. Nou dat sy ouer is, lyk dit of sy sommer baie gouer moeg word. Partykeer sê sy vir my dat sy net nie nog een keer die trappe op en af kan klim nie. Nou ek maak nie 'n groot ding daarvan as sy so sê nie. Solank sy net die wasgoed voor die volgende aand gereed het, sal ek dit oorsien. As ek intussen dalk iets nodig het wat voor maandag aand se snoekerspel, of woensdag aand en vrydag aand se pokerspel, of dinsdag en donderdag aand se bowls gestryk moet word, sal ek vir haar sê dat sy net moet stryk wat ek nodig het en dat sy die res van die stryk dan kan laat op die volgende aand. Dit gee haar dan so 'n bietjie meer tyd om die loswerkies, soos die was van die honde, die stofsuig en afstof te doen. Ook as ek 'n goeie dag vir die viswater gehad het, het sy dan ook 'n bietjie meer tyd om die visskubbe te skrap en in 'n gemaklike tempo te trek. Bets begin so nou en dan kla en murmureer, nie te dikwels nie, maar net genoeg sodat ek dit agterkom.
'n voorbeeld hiervan is dat sy sal sê dat sy nie genoeg tyd gedurende haar etensuur het om al die maandelikse rekeninge te betaal. Ten spyte van al haar klagtes gee ek haar ondersteuning en aanmoediging. Ek sê vir haar dat sy dan die betalings oor 2 of selfs 3 dae kan versprei. Deur dit te doen, hoef sy dan nie so te jaag nie en verder herinner ek haar ook dat sy nou en dan 'n middagete kan oorslaan wat haar glad nie sal skade doen as jy sal snap wat ek bedoel. Wanneer sy eenvoudige werkies doen, begin sy dink dat sy meer rusperiodes as voorheen nodig het. 'n Paar weke gelede het sy nog voordat die grasperk halfpad gesny was, gesê dat sy 'n ruskans nodig het. Ek ignoreer sulke aanmerkings aangesien ek weet dat dit maar net ouderdom is wat praat. Trouwens, ek probeer maar nie te embarrasseer wanneer sy die ruskans wil hê. Ek sê sy kan gerus vir haar 'n lekker glas koue lemoensap gaan uitdruk en 'n rukkie sit. En soms bied ek selfs aan om 'n glas sap saam met haar te drink, aangesien sy terselfdertyd vir my op 'n glas vol kan uitdruk. Sy kan dan haar ruskansie kry deur daar by die handmaat te sit en met my te gesels tot ek aan die slaap raak. So kan ek aangaan, maar ek wens dat julle teen die tyd al agtergekom het dat ek soos 'n engel uit die hemel is, soos wat ek vir Bets op 'n daaglikse basis ondersteun. Ek wil nie probeer dat dit maklik is om soveel verdraagsaamheid aan die dag te lê nie. Baie mans sal dit moeilik vind en partykeer selfs onmoontlik. Niemand weet beter as hoe frustrerend vrouens kan wees na mate hulle ouer word. Ja. Die doel met hierdie skrywe van my is eenvoudig om julle te versoek om 'n poging aan te wend om so verdraagsaam soos ek te wees. Om dieselfde vlak van verdraagsaamheid as ek te bereik sit nie in elke man se broek nie. Wel weer dalk net 'n bietjie minder met julle vrouens te raas nadat julle die brief gelees het ek in my doel geslaag en was dit die moeite werd om hierdie brief te skryf. Groete, Klaas. En nou is hier 'n onderskrif, nota van die redakteur. Klaas se begrafnis was laas Saterdag, Bets is Maandag vrygespreek. Ek wil graag vir verdraagsame pa Henny 'n kansie gee om 'n woord te sê, want aan die huis kry nie baie kans om te praat. Ja, dis waar. Verdraagsame seun wat ek het, is dit nie nodig dat ek baie sê nie, maar ek voel dat ek net eerstens die regte dank en waardering aan die Here wil bring dat hierdie aand vir ons beskore was. Dat dit nie vir die genade van die Here nie, dan kan ek nie op die Here nie. En dan kan ek ook net noem dat al die mooie dinge wat gesê is, waardeer 'n mens, maar al die eer en al die lof wil ek aan die Here bring. Want as dit nie hy is wat my genade gered en geroep het nie, dan sou ek ook nie anders kon doen nie. So as ek enige iets vir iemand gedoen het, dan die pad, 'n woordjie van bemoediging miskien, of 'n gebed of wat ook al, dan wil ek net vanaand al die eer en al die lof aan die Here bring, want hy het dit moontlik gemaak dat ons dit wel kan doen. Ek wil net sê dat ek glo dat die sukses van ons lewe, en ek glo dit met my hele hart, dat ons het 'n gelukkige 50 jaar agter die rug. Daar is dae van omstandighede wat gekom het soos in elkeen se lewe, maar dit is terwille van die feit dat ons die Here gedien het en saam met die Here gewerk het, wat dit moontlik was, dat hierdie 50 jaar verby gegaan het, en dat ons gelukkig nog saam met mekaar is. Wat my betref, dat die Here my so krag en genade gee, en daar sien ek nog vir nog 50 jaar kans vorentoe, dat die Here vir ons sal weer gedaan. Ek wil dan ook net besonder vir die pastoor en die kerkraad baie dankie sê, wat vir ons al die fasiliteite hier beskikbaar gestel het, die susters vir die ontbyt, die saal wat ons beskikbaar gestel is, ons waardeer dit en ons is dankbaar daarvoor. En wonderlik of Pieter en Louise hier naal is, ek wil net vir hulle Dis Pieter. O, hier kan ek. Sal hierdie maas. Ek sal so lang die volk en so sê. En wil ons net besonder, wat ek sê, dit is vir my 'n baie groot voorreg en eer om my mede-kollegas vanaand saam hier te hê. Mense wat in baie verantwoordelike posisies sit, groot werk vir die Here doen. En ek het net die grootste respek en eerbied
vertaalking van hierdie pastoorspare. En ons is jammer dat pastoor Bootdien ook vanaand nie kon wees nie, want nog van 'n rede dat hy ander aktiwiteite aangehaal. Maar ons wil dit so ons waardeer dit. Hulle het nog net altyd vir my liefde gegee en vir ons bemoediging na die pad. Al die lof en die eer wil ons ook aan die Here bring en die bid dat hulle besondere taal kry voor. Pieter en Louise was die mense wat die lekkerste kos gemaakt wat ek uitgevind het in die laaste tyd. Ons het die besondere voorrecht gehad en 'n paar keer nou saam met hulle by funksies te weet waar hulle opgetree, selfs met die streeksraad, daar by Jeesgerus, en wat het daar plekje op wegbreek. En ek wil net sê, dat ons die kostmaker, ons weet hier dat het lekker aan eet, is smakelijk voorbereid. En ek is seker allemaal sal kan aansê, dat u is versadigd eet, en u het nog baie. En ons wil net baie en ons hier. Ek voel ek wil net vir my, en besonder meer vir my kinders, net hierdie tekst hier laat. En ek glo dat hulle kan voortbou, maar net op die goeie pad, ja, ek wil dit gesê. Ek wil net sê, my grootste vreugde wat ons vanaand geniet, is die feit dat ons kinders die Here dien en die klein kinders. Daar is geen groter vreugde wat 'n ouer kan hê as dit, dat jou kinders saam met die Here dien. En ek wil dit vanaand vir hulle weer opnuut bemoedig en sê, hou vas aan die Here, dien die Here en dien hom met blydskap, dien hom met oorgawe, want dit is alles die moeite werd, soos wat die woord van die Here ons gee. Nou wil ek net op Psalm 37 hierdie 3 verse eers lees. Hy sê, vertrou op die Here en doen wat goed is, bewoon die aarde en beoefen vertrouheid en verlustig jou in die Here. Dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. En hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos die lig en jou reg soos die middag. En dan vers 23, deur die Here word die gange van 'n man bevestig en hy het 'n welbehae in sy weg. As hy val, dan stort hy nie neer nie, want die Here ondersteun sy hand. Ek was jong, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat die naderslag, dat sy naderslag brood soek nie. Die Here dag ontferm hy hom en leer uit, sy naderslag is in seën. Hierdie laaste sinsnede wil ek vir u toebid, die mag die naderslag van ons altyd 'n seën vir die medemens wees, 'n seën vir die werk en die koninkryk van God hier op aarde, en dat die Here daar weer verheerlik sal word. En die voorwaardes om dit te bereik, het ek nou reeds vir u gelees, en dit is dat ons op die Here moet vertrou, dat ons getrouheid moet beoefen, dat ons verlustig in die Here, en dat ons weg aan die Here moet oorlaat, sodat hy dit vir ons kan uitvoer. En ek is so dankbaar, as ons by die Here skuil, sal hy ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. En dan voel ek dit om 'n baie spesiale woord van dank vanaand aan my vrou te bring. Was dit nie vir haar gewees nie, sou ek dit nooit seker gemaak het nie. Sy is werklik nie net in die restaurant nie, maar sy is sommer al twee die hande in baie opsigte. En ek is glo dat die Here haar vir my gegee het en dat sy 'n geweldige groot deel van die sukses van die bediening in my lewe gemaak het. Baie dae het ek ook maar 'n bietjie af en jy voel nie so lekker nie, dan is dit maar sy wat op die knie vir ons intree, en is sy wat 'n woordjie van bemoediging gespreek, of sy bring eenop aan iets, en die mens voel sommer weer, is alles die moeite werd. Ek het vandag vraag gesê, sy is een van die vroue wat in Spreuke 31 voorkom, wat die woord sê, wie sal 'n deegsame vrou vind? En ek moet eerlik vanaand sê, ek het een gevind,
en dank die Here daarvoor. Vir 50 jaar was hy net vir my 'n deelsame vrou wat 'n inspirasie was elke dag, nie net vir my nie, maar vir die gemeentelede, vir almal wat dit nodig gehad het sy altyd 'n oor gehad om te hoor en 'n tyd gehad om te luister. Daarom wil ek net vanaand al die eer en al die lof aan die Here bring, dat hy vir my 'n goeie vrou gegee het. En ek wil vir jou dankie sê, ou my, dat jy my Here sien. En ons is so dankbaar. Dankie vir u vir al ons vriende wat hier vanaand saam is. Ons wens ons kan al die vriende van Victoria genooi het, dan sal ons 'n groot stadsaal nodig gehad het. Maar ons is bly dat ons julle kon akkommodeer het. Sonder wil ek net 'n woordjie van dank doen vir Arie en vir Sandra, Henny se vennote, wat ook 'n groot bydrae gehad het in die saak. Hulle is vir ons elke dag ook 'n inspirasie. Die Here seën vir u en alles wat die kinders gedoen het, alles groot werk wat julle gedoen het, Marie en al die helpers. Ek weet nie hoe om te bedank nie, maar ek wil net sê, ons is geweldig dankbaar en in ons skik met wat julle tot stand gebring het en al die voorbereiding en jas gedoen het, het my 'n paar dae gesit om hierdie preek voor te berei en die voorbereiding, maar al die lof van die Here en die eer en ons is so dankbaar dat ons deel is van hierdie saak. Ek wil net doen van die 5, hulle het hier gepraat van 5, dit, en ons getalletjie vanaand is 5, tenminste 25 wat vol is, saam met ek en my vrou, is ons 25. Waarom nou die vrugbaarheidspreek los? Wel, baie dank aan almal wat bygedra het met julle pragtige woorde om ons sukses te maak. En nog nie klaar nie, ons gaan die laaste item en dit is tee en koffie, maar soos dit 'n goeie kerk opset, dan betaal ek dan ter afsluiting. Voor ons die kollekte gaan opneem en dit is mooi om saam koffie te drink. Dit afsluit met 'n paar gedagtes hierso. En het is goed om te weet dat waarheen is ons op pad. Ons sien uit na die toekoms, ons is nie bekommerd oor hiernamaals nie, maar dit my nog optrek toe ek die storie gehoor het van die man was per motor op pad weg, toe kom hy in 'n botsing en hy is bewusteloos en van die omstanders trek hom toe die motor uit en laat hom en kry hom by. En toe hy daar by, toe begin hy woes spark en spook, soveel so dat die paramedici moet hom toe 'n kalmeer inspuiting gee. En toe hy nou eers tot bedaring kom om sê, hoekom het jy so verkeerd gegaan? Toe sê die julle sal nie weet nie hoe dit nou gevoel het nie. Hy sê, ek kan die slag onthou en toe daarna niks nie. En toe ek bykom, toe sien ek my net pistoleer net voor hierdie helder shell teken, maar iemand het voor die S gestaan. Dan sal ek ons seker maar spark. En dan net so, ons het twee oulike gedagtes van die kinders, wat my die oulikste vroeger is dan. Die klein seentjie was in die bed geklim en toe steek daar 'n woeste donderstorm op en weer geslaan en is donker en hy is so baie benoud en hy begin na sy ma toe roep en hy sy wil toe net lig afsit en sy kan weer toe net so te weer uitgaan die lig afsit en sê, "Mami, kan jy nie vanaand by my slaap nie?" Toe sê sy, "Nee my skat, ek moet by papi slaap." En na so ruk het is hoe weer wat stem die sissie. En die seentjie wat by sy skooljuffrou kom en sê, "Ek wil nie vir juffrou laat skrik nie." Maar hy het ook so goed gedoen op skool nie, toe gaan hy sê, "Ek wil nie vir juffrou laat skrik nie, maar my pa het gesê as my kind nie verbeter het, gaan iemand 'n pak slaap." En dan my pa het ook melding gemaak van die heerlike kos wat ons eet het en ongelukkig wat jy vandag eet, gaan onmiddellik sy trek in jou lyf en sit vir die volgende klomp weke en dae daarso. En toe sit er was 'n mini-storieetjie wat die ma wat 6 maande swanger was en sy kom uit sy is in die badkamer besig en haar dogtertjie is ook in die bad en haar dogtertjie kyk haar so en sy sê, "Sjoe, mami raak vet." Sy sê, "Nee my skat, mamma sê raak nie vet nie, want jy moet weet, daar's 'n babietjie wat in mami se maag groei
Dis jammer, wat vir die ma se boude? Goed. En hier die rest van die aand saam met ons. Koffie, help julle self.